Prys die naam van die Here. Nou, soos wat ek gebid het, my gebed is regtig vanmôre, dat ek wil eintlik sê, nie net elke Christen nie, maar elke mens hierdie boodskap moet hoor, maar hierdie boodskap is vanmôre bedoel vir Christene, hoofsaaklik, veral die kerk, en as ek praat van die kerk, praat ek nie van die denominasie of die gebou nie, ek praat van die liggaam van Christus. Wie is die kerk? Ek en jy is die kerk. En elkeen wat bely, hy is 'n Christen. Elkeen wat bely, hy is 'n kind van die Here. En so ek wil vir julle vanmôre vra, mag geduldig met my wees, ek weet nie hoe lank die boodskap mag wees nie, maar hier is 'n baie ernstige woord. Ek het in die week of verlede week, dink ek, het iemand my hierdie vraag gevra, en ek het vir die persoon gesê, ek sal 'n preek hieroor doen, en ek het al baie gepreek oor die wegraping, uit verskillende perspektiewe, uit verskillende lesings daaroor, van A tot Z, daar is so baie areas wat ek al aangeraak het oor die wegraping. Maar vanmôre wil ek spesifiek praat oor die kwalifikasie. So die preek se titel vanmôre is die kwalifikasie. Die persoon het my gevra, Enko, wat moet ek doen om weggeraap te word? Wat moet ek doen? Wat is die vereistes van die wegraping? En ek wil basies vanmôre gaan kyk na die kwalifikasie. Dis wat ek dit vanmôre wil noem. Wie kwalifiseer? En wat is die kwalifikasie vir die wegraping? Jy moet jou Bybel vir my oopmaak daar in Matteus 24. As jy jou Bybel het, kan jy hom oopmaak in Matteus 24, of daar so die skrifgedeeltes, die heel eerste gedeelte is ons skriflesing vanmôre, Matteus 24, daar vanaf vers 40. En ek wil hê jy moet vanmôre mooi hoor wat die woord van die Here vanmôre vir ons sê. Matteus 24 vanaf vers 40 tot vers 51. Dan sal daar twee op die land wees. Die een word aangeneem en die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meelmaal. Die een word aangeneem en die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Maar weet dit, as die huisheer geweet het, in watter nagwaak die dief sou kom, sou hy gewaak en nie toegelaat het, dat in sy huis ingebreek word nie. Daarom moet julle ook gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n uur, dat julle dit nie verwag nie. Wie is dan die getroue en verstandige diensknegt vir wie sy Heer oor sy diensvolk aangestel het, om hulle voedsel op tyd te gee? Gelukkig is daardie diensknegt vir wie sy Heer as hy kom op hierdie manier besig sal vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daardie slegte diensknegt in sy hart sê, my Heer tel hom om te kom, en hy sy mede-diensknegte begin slaan en saam met die dronkaards begin eet en drink, dan sal die Heer van die diensknegt kom op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie, en sal hom pynig en hom 'n deelgenoot van die geveinstes maak. Daar sal geween wees en geknars van die tande. Nou, ek wil hê jy moet oplet na vers 40 en 41. Daar sal twee op die land wees. Die een word aangeneem, die ander word verlaat. Twee vroue sal by die meelmaal, die een word aangeneem en die ander word verlaat. Nou, ek wil vanmôre 'n bietjie met ons praat oor die kwalifikasie van die wegraping. Wat kwalifiseer my? Wat moet ek doen om weggeraap te word? En ek dink hierdie is 'n baie ernstige vraag. En ek dink dis 'n vraag wat baie mense misverstaan, maar ek wil net eers iets baie duidelik maak, sommer van die begin af. Hierdie boodskap is 'n ernstige boodskap. Dit gaan oor die wegraping en dit gaan oor diegene wat aan Jesus behoort. Nou, die doel met hierdie boodskap, en ek wil dit net van die staanspoor af sê, is nie om te stry of te redeneer oor die wegraping nie, of wanneer die wegraping gaan plaasvind nie, of dit die voor die verdrukking, in die middel van die verdrukking, en die einde van die verdrukking. Ek wil nie in sulke argumente betrokke raak nie, of jy ook glo of die wegraping die waarheid is of nie, dit is nie van ter sprake nie. Ek wil nie daaroor praat nie. Ek persoonlik glo in die voorverdrukking wegraping, dat Jesus ons gaan kom haal voor die groot verdrukking. En ek glo nie in 'n pre-wrath rapture nie. Die voorverdrukking, wegraping is
die wegraping wat die Bybel erken. Ek glo daar is 'n wegraping. Ek weet daar's baie teoloë, baie mense wat nie glo in die wegraping nie, wat sê, en dit is jou prerogatief. Jy kan daaroor stry daar nie, as jy nie hoef eers verder na die video te kyk nie. Dit is nie van ter sprake nie. Ek wil vanmôre met mense praat wat wel glo in die wegraping. Ek wil vanmôre met mense praat wat wel duidelikheid hieroor wil hê. En my hele doel met hierdie video of met hierdie boodskap is om harte wakker te maak. Om mense wakker te maak. Om te sê, wake up, catch a wake up. En as ek in die skrif gaan lees, dit wys vir my baie duidelik dat Jesus weer gaan terugkom. Dit wys vir my baie duidelik, Jesus self het gesê in Johannes 14, in die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. So hy het gesê, as hy dit anders te bedoel het, sou hy so gesê het. Hy het dit letterlik bedoel, in die huis van my Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Kyk, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het, kom ek weer, en sal julle na my toe neem, dat julle ook kan wees waar ek is. Nou, ek gaan nie vanmôre ingaan op die Griekse terminologie van harpazo en paralambano en al daai name nie. Ek wil vanmôre fokus op die kwalifikasie. Ek wil praat oor Jesus wat terug gaan kom vir sy bruid, vir iemand wat gereed is vir sy koms. So, of jy nou in die wegraping glo of nie, volg jou eie oortuiging. Hierdie is wel vir diegene wat wel glo in die wegraping, en hierdie is wel bedoel vir mense wat ernstig is met die Here, en wat, ek wil sê, wat wil gereed wees vir sy koms. En daar's 5 kernvrae wat ek basies in hierdie boodskap wil aanspreek, of wat ek wil basies oor gesels. 5 basies kernpunte. Ek wil eerstens gaan kyk na wie gaan saam met die wegraping. Ek wil eerstens gaan praat oor wat is die kwalifikasies dan om weggeraap te word. Wat moet ek doen? Wat is die verskil tussen die bruid en die kerk, kortliks? En hoe gaan ek leef in afwagting vir sy koms? En hoekom gaan mense agterbly? Hoekom gaan sommiges agterbly? So dis 5 vrae wat ek wil antwoord. En nou ek weet baie mense sal hierdie antwoorde reeds ken. Baie kinders van die Here wat al 'n pad met die Here stap, sal hierdie antwoorde reeds ken. Maar daar is baie mense wat nie weet nie. En daarom wil ek hierdie boodskap vanmôre doen. En ek wil heel eers kyk, kom ons gaan kyk, wie gaan saam met die wegraping? Nou, daar is 'n baie belangrike misverstand ek dink in die kerkewêreld vandag. As ek praat van die kerkewêreld, praat ek van die liggaam van Christus. Want baie mense redeneer dat hulle outomaties gereed is vir die wegraping, of sal saamgaan met die wegraping omdat hulle Christene is, of omdat hulle in die kerk is, of omdat hulle lewe vir die Here gegee het, of ensovoorts. Maar Jesus self maak 'n onderskeid. Hy maak self 'n onderskeid dat daar gaan 'n verskil wees. Daar is 'n verskil in die kerkewêreld, of in die kerk, en as ek praat van die kerk, die liggaam, tussen diegene wat saamgaan en diegene wat nie gaan nie. En Jesus self het dit gesê, maar daar is in Matteus 24, daar vanaf vers 37 tot en met vers 42. Want hoor wat hy hierso sê, hy maak dit baie duidelik. Net soos die dae van Noag was, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Maar net soos hulle was in die dae voor die sonvloed, toe hulle geëet en gedrink het, getrou en in die huwelik uitgegee het, tot op die dag dat Noag in die ark gegaan het, en het nie verstaan het voordat die sonvloed gekom het, en almal weggevoer het nie, so sal ook die koms van die seun van die mens wees. Dan sal daar 2 op die land wees, die een word aangeneem, die ander word verlaat. 2 vroue sal by die meelmaal, die een word aangeneem, die ander word verlaat. Waak dan, omdat julle nie weet watter uur julle Here kom nie. Nou, daar's baie redenasies eerstens oor die wegraping, en ek wil nie daaroor
praat vanmôre nie, maar wat hulle praat van, ek het al teachings gehoor, waar die mense sê, ja, dit is die goeie mense gaan agterbly, dit is die slegtes wat weggevoer word, soos in Noah se tyd. Maar as jy gaan kyk na die woordjie weggevoer, en dan ook die woordjie aangeneem, in hierdie gedeelte, gee dit vir ons, in die Grieks, gee dit vir ons eintlik 'n baie duidelike verskil, dat wat eintlik besig is om te gebeur. Die wat aangeneem word, gaan na Jesus toe en gaan weggevat word, en die ander gaan basies veroordeel word. Dis basically wat dit beteken. Maar Jesus maak hierdie onderskeid en hy sê, daar sal twee op die land wees. Die een word aangeneem, die ander word verlaat. So, bedoelende van, een gaan agterbly, ander een gaan saam. En wat leer Jesus vir ons hierso? Punt nommer 1 is, hulle is in dieselfde plek. Daar sal twee op die land wees. Daar sal twee in die bed wees. Daar sal twee wees, twee by die meel wees. Hulle is op dieselfde plek. Hulle doen dieselfde dinge. Hulle is besig met dieselfde goed. Maar tog word een aangeneem en 'n ander word verlaat. En dit wil eintlik vir my ook sê, en wat Jesus ook hier probeer sê, is nie almal wat Christelik lyk, of wat die naam Christen het, of wat in die kerk is, gaan saamgaan nie. Ek wil eintlik sê, die wegraping is nie 'n tipe van wie identifiseer met Jesus nie. Die wegraping is 'n geestelike toestand van gereedheid en van iemand wat behoort aan Christus. In waarheid, wie hom verwag, wie hulle lewe oorgegee het aan hom, wie in Christus leef, wie in gereedheid vir sy koms wag, wie hulle lewe totaal en al in hom geplaas het, hulle geloof, hulle vertroue, en hulle, dis wat Galasiërs 2 vers 20 sê, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek in die vlees leef ek vir die Seun van God. En ek wil hier ook het 'n baie duidelike ding ook het sê, want baie mense sal vir my vra, maar wat van as jy nou nie glo in die wegraping nie? Gaan jy dan nou ook saam? En ek wil eintlik sê, ek kan nie vir jou sê, dat as jy nie glo in die wegraping, jy nie gaan saamgaan nie. Dis nie ek vir daai besluit neem nie. Dit is in God se hand. So ek kan nie dit vir jou sê nie. Dis slegs Christus wat dit kan besluit. Maar wat ek kan raak lees in die woord, wat ek raak sien in die skrif, is, daar's 'n verskil ook, en ek gaan nou net daaroor praat, tussen redding en tussen met die wegraping. En mense moet ook nie daai verwarring tref nie. Maar iets wat ek raak lees in die woord, is tog immers om Jesus te verwag vir sy koms, en om gereed te wees, is 'n waarskuwing wat vele plekke in die Nuwe Testament voorkom, op verskeie plekke, waar hy ons waarsku en sê, waak, wees gereed. Ons het nou byvoorbeeld een van hulle gelees, ons gaan nou nog van hulle lees. Maar, so weer eens wat ek sê, ek kan nie sê, as jy nie glo in die wegraping, jy gaan nie saam, dit is nie in my hande om dit te besluit nie. Want, redding hang is deur geloof in Christus Jesus, deur dat hy vir ons in die kruis gedoen het, maar daar is 'n verskil tussen met die redding, jou redding, en tussen die wegraping. Die wegraping bepaal nie noodwendig jou redding nie, as jy verstaan wat ek bedoel, in die sin van, jou redding of jy hemel of hel toe gaan, is in die hand van die Here. Dit hang af van die evangelie, dit hang af van jou geloof in Jesus se volbringde werk aan die kruis. Die wegraping is eintlik iets heeltemal anderste. Dis vir hulle wie in Christus is, wie geanker is, wie vir hom leef, wat sy bruid is. En daar's 'n onderskeid tussen dit, en hulle wat in gereedheid wag, dis wat ek kan raak sien in die woord, wat hom verwag tot redding, wat waaksaam is. En ek wil eintlik sê, leef of Jesus enige oomblik kan terugkom. Leef met daai verwagting dat Jesus kan vandag kom, hy kan nou kom, en dit is nie uit vrees vir die wegraping nie, jy leef nie dit uit vrees nie. Jy leef dit as gevolg van 'n verhouding met Christus.
dat hy vandag kan terugkom. Dis 'n opgewondenheid, dit is 'n verwagting in jou gees, dat miskien is dit vandag. Ek verwag hom om met hom herenig te word. Ek verwag hom om saam met hom te wees, want immer sê die woord van ons in 1 Tessalonisense 4, dat ons met hom herenig sal wees, en so sal ons altyd by die Here wees. En dan sê hy vir ons, bemoedig mekaar dan met hierdie woorde. So, ek wil vir jou sê, wanneer jy jou lewe leef, wanneer jy Jesus elke oomblik verwag, gaan die uitvloeisel ook van jou lewe wees, dat jy hom gaan behaag, dat jy gaan waaksaam wees, dat jy gaan waak om nie weggesleer te word van dit wat jy wil steel, en wegsteel van Jesus nie. So, dis wat ek kan raak sien in die woord. So, wie is dit wat weggeraap word? Is hulle wat Jesus verwag, hulle wat 'n verwagting het om met hom herenig te wees, hulle wat hulle geloof en vertroue in hom geplaas het, hulle wat hulle lewe oorgegee het vir Jesus. En dit vloei nou eintlik oor na die tweede vraag wat ek wil aanspreek is, wat is die kwalifikasies om weggeraap te word? Want baie mense sê vandag, maar ek glo in Jesus. Wel, die duiwel sê hulle glo ook. En hulle sidder. Tog is hulle duiwels. Baie mense sê, ek glo in Jesus, ek is gered. Of ek gaan kerk toe. Of ek is 'n Christen. Ek lees my Bybel, ek bid elke dag. Ek doen dit. Pragtig mooi. Dis baie mooi. Maar weer eens kan ons uit die woord sien, daar is 'n verskil tussen die geloof wat ons red en 'n geloof wat waak. En dis die onderskeid wat ons moet tref. En gaan lees ons in die woord van die Here daarso in Jakobus hoofstuk 2 vers 17, en gaan ons daarso lees, hy sê daarso, net so is ook die geloof, as dit geen werke het nie, in sigself dood. Maar iemand sal sê, jy die geloof en ek die werke, toon my jou geloof uit jou werke, en ek sal jou uit my werke my geloof toon. Jy glo dat God een is, jy doen goed, die duiwels glo dit ook, en hulle sidder. Maar wil jy weet, o nietige mens, dat die geloof sonder werke dood is. So, in die eerste plek sê dit vir ons, wanneer ek glo, wat moet my werke van getuig? My werke moet getuig van, dat ek glo. My dade moet getuig, dat ek glo, dat ek 'n kind van God is. So ek moet die vrug dra wat by die bekering pas. Ek moet die vrug dra van Jesus Christus. In Matteus 7 maak Jesus weer eens daai onderskeid, daar in vers 21 tot vers 23, sê hy, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Hoor jy? Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here nie. Hy sê, maar hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemele is. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons nie in u naam geprofeteer en in u naam duiwels uitgedryf en in u naam baie kragtig gedoen nie. Jy sien, hy praat daar van die kerk. Hy praat daar van die kerk, hy praat nie van ongereddes nie. Hy sê, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan van my julle wat die ongeregtigheid werk. Jy sien, daar's baie wat die naam Christen gaan hê, wat die werke gaan hê, maar in sigself het hulle geen verhouding met Jesus nie. Hulle was nooit in Christus nie. En dit is een van die kwalifikasies. En een van die mooiste voorbeelde wat ons ook hiervan kan sien, dat daar 'n onderskeid is tussen die kerk en tussen die bruid, wie weggeraap gaan word, want die bruid word vanuit die kerk geneem. Kan ons ook sien in Matteus 25, die mees bekendste gedeelte wat hieroor praat, is oor die 10 maagde. En ons lees daar Matteus 25 vers 1 tot 13, hy sê, dan sal die koninkryk van die hemele wees, soos 10 maagde, wat hulle lampe geneem en uitgegaan het om die bruidegom te ontmoet, en 5 van hulle was verstandig en 5 dwaas. En toe die wat dwaas was hulle lampe neem, het hulle geen olie met hulle saamgeneem nie. Maar die verstandiges het olie in hulle kanne saam met hulle lampe geneem. En terwyl die bruidegom tel om te kom, het hulle almal vaak geword en aan die slaap geraak. En middernag was daar 'n geroep. Daar kom die bruidegom, gaan hom tegemoet. Toe staan al daardie maagde op en maak hulle lampe gereed. En die wat dwaas was, sê aan die verstandiges, gee vir ons van julle olie, want ons lampe gaan uit.
Maar die verstandiges antwoord en sê, miskien sal daar nie genoeg wees vir ons en vir julle nie, maar gaan liewer na die verkopers en koop vir julle self. En onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deure is gesluit. Luister wat hy sê, vers 10, en onderwyl hulle gaan om te koop, het die bruidegom gekom en die wat gereed was, het saam met hom ingegaan na die bruilof en die deur is gesluit. Later kom toe die ander maagde ook en sê, meneer, maak vir ons oop. Maar hy antwoord en sê, voorwaar ek sê vir julle, ek ken julle nie. Waak dan omdat julle die dag en die uur nie weet, waarop die seun van die mens kom nie. Nou hier is 'n belangrike waarheid wat hy hierso sê. Nie almal wat hom Here noem, sal ingaan vir die bruilof nie. Hy maak 'n duidelike onderskeid. Hy sê vir ons hierso, die kwalifikasie is nie net kennis van Jesus nie, maar 'n lewende, gehoorsame, gereedheidsverwagtingsverhouding met Jesus, 'n lewende wandeling. So wat beteken dit dan vir ons? Hoe gaan ons dit doen? Wel, in die eerste plek sluit dit dan nou in 'n lewe van bekering. En dit is nie net 'n bekering wat eenmalig plaasgevind het nie. Die woord sê vir ons, ons bekeer ons daagliks. Jy sien, ek en jy stap hierdie pad van hierdie lewe. Ek en jy maak foute, ek en jy struikel, ons voete word vuil. Een van die mooi lesse wat die Here my eintyd geleer het, was, dis net iets wat nou by my opkom, was vir my so mooi gewees, was die heel eerste keer dat ek in Israel gekom het. Sit ons die dag en nou is hulle besig met 'n doopdiens, en ek sit daar by die Jordaanrivier, die rivier is baie vuil, die water was baie vuil gewees. En nou kyk ek hierdie vuil water so, en nou word almal gedoop, en ek sit so en ek top so by myself, ek praat so met die Here, en ek sê, Here, moet ek nie ook gedoop, en ek weet, ek is gedoop, en ek het my hart en lewe vir die Here gegee, maar, ja, jy weet maar hoe werk die lewe, maar jy stap met die pad van die wêreld, en partykeer jy maak maar foute, elke van ons maak foute, ek maak elke dag foute, en nie een van ons is volmaak nie, nog een van ons het gearrive nie, ons is nog almal op pad, en so sit ek daar, en ek dink so, Here, moet ek my nie ook vandag weer laat doop nie. En die Here herinner my aan die skrifgedeelte in die woord, wat hy vir my, en hy vat my terug na Jesus, dit kom net so by my op, my gees, toe Jesus die disippels se voete gewas het. Hy sê, wat gebeur het was, hy het hulle voete gewas, toe kom Petrus, en Petrus sê, Here, U sal my voete in der ewigheid nie was nie. En Jesus sê vir hom hierdie woord, hy sê, Petrus, as ek jou voete nie was nie, het jy geen deel aan my nie. En Petrus verander toe sy hele attitude, hy sê, Here, moenie net my voete was nie, was sommer my hele lyf. En die Here sê vir hom die volgende woorde, hy wie gewas is, het nie nodig om weer gewas te word nie, het nie nodig om die voete te was. En die Here herinner my aan daai skrif, en ek dink so, wow, okay, hy wat gewas is nie nodig om gewas te word, jy moet die voete was. Hoekom die voete was? Want ons loop hierdie daaglikse lewenswandel, ons loop hierdie paaie van die lewe, wat ons voete vuil maak. En dis hoekom hy sê in die woord van die Here in 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe, om ons skoon te was. En die Here sê so my gees, my kyk af, en ek kyk so af, en ek sit met my voete binne in hierdie Jordaanrivier. En die Here sê vir my, hy wie gewas is nie nodig om gewas te word, en nodig om die voete te was. En dit was vir my een van die kosbaarste oomblikke wat ek byvoorbeeld met die Here op daai stadium gehad het, was hoe iets wat ek nie eens opgelet het ek doen nie, ek het my voete in die rivier gesit, en die Here deel met my daai ding. En dis 'n lewe van bekering, 'n voortdurende bekering, nie net eenmalig nie, maar wanneer ek gefouteer het, want hoekom? Wat doen bekering? Bekering bring my terug na die Here toe. Bekering bring my hart na Jesus toe, om hom te vind. Here, ek het fout gemaak, ek het dit gedoen, Here, ek kom bely dit voor U, was my skoon. Die Here self, was jy so rooi soos skarlak, en ek was jy so wit soos wol en so sneeu. Jy sien,
alhoewel 'n Christen, die verskil tussen iemand wat wandel in sonde en tussen 'n kind van God wat sondig, 'n sondaar se hele lewe is bevlek met sonde. 'n Kind van God wat sondig, alhoewel jy sondig, kan jou kleed skoon bly. Want dit word gewas deur Jesus Christus. So, dit is eerstens dan 'n lewe van bekering. Die tweede aspek is 'n gehoorsame hart. 'n gehoorsame hart, 'n oorgegewe hart, 'n hart wat oorgegee is aan Jesus Christus, wat gelei word deur die Heilige Gees. Want as ons gaan lees in Romeine 6, gee hy vir ons eintlik die hele beskrywing van hoe moet 'n kind van God lewe. Julle kan julle huiswerk gaan doen in Romeine 6, maar hy verduidelik vir ons daarso, ons moet lewe in gehoorsaamheid. Want die een aan wie ons gehoorsaam is die diensknegt wat ons dien. En 'n kind van God en iemand wie in Christus is 'n lewe van gehoorsaamheid, wat sensitief is vir die stem en die leiding van die Heilige Gees. Dit is juis hoekom Jesus die Heilige Gees gestuur het, hoekom hy gesê het, ek gaan op julle plek te berei, maar ek sal julle nie as wese agterlaat nie. Ek gaan vir julle die Heilige Gees stuur. Ek sal my Vader bid, dat hy vir julle die Heilige Gees stuur, my Gees, wat julle sal oortuig van sonde en van ongeregtigheid, wat julle sal lei in al die waarheid. Jy sien, en wanneer ek en jy gehoorsaam is en word aan die Heilige Gees, wat gaan die uitvloeisel? Gaan lees in Romeine 6, dan sê hy, dit gaan lei na geregtigheid. Gehoorsaamheid lei na geregtigheid. Geregtigheid, wat beteken dit? Ek stap die pad van geregtigheid. Ek lewe 'n lewe wat reg is volgens God se woord. Ek is lewe in gehoorsaamheid aan God se woord en aan God se wil. En in die stem van die leiding van die Heilige Gees. En dan sê hy, en aan die gehoorsaamheid tot heiligmaking. Jy sien, dit gaan beteken dat ek gaan begin heilig lewe. Wanneer ek gehoorsaam is in die Heilige Gees, begin wandel ek in geregtigheid, dit gaan lei na heiligmaking. Dat ek heiligmaking leef, want hy sê, sonder heiligmaking, leef heilig, want ek is heilig. Hy sê, want sonder heiligmaking gaan jy die Here nie sien nie. So, die enigste manier hoe ek in heiligmaking kan lewe, is deur gehoorsaamheid aan die Heilige Gees. En sensitief te wees vir die leiding van die Heilige Gees. En dit gaan dan ook veroorsaak dat ek en jy 'n rein gewete voor God sal hê. En dis nog 'n kwalifikasie vir die wegraping, is 'n rein gewete. Dat ek en jy 'n rein gewete voor God sal hê. Daar's niks wat tussen my en hom staan nie. Want jy sien, dit wat tussen jou en God staan, dit wat jou gewete, ons sê baie keer, die Heilige Gees het my aangekla. Dis nie die Heilige Gees wat jou aangekla het nie, hy oortuig jou van sonde en geregtigheid. Dis wat jou gewete is. Jou gewete is die Heilige Gees wat jou oortuig het. Jy kan vir alles lieg behalwe jou gewete. Jy kan vir alles weghardloop behalwe jou gewete. En jy weet dat jy weet. Jy kan jouself oortuig tot jy blou is in die gesig. Maar in jou gewete gaan altyd vir jou die waarheid vertel. En dit is hoe die Heilige Gees werk. Hy oortuig jou. En wanneer ek 'n rein en 'n skoon gewete vir God het, om te kan sê, Here, my gewete is skoon. Daar is niks wat tussen my en U staan nie. Dit is een van die kwalifikasies. As jy onvergifnis in jou lewe het, as jy bitterheid in jou lewe het, as jy iets het wat tussen jou en God staan, verborge sonde, dinge wat jy weet, die Heilige Gees jou van oortuig het, maar jy het nie daarmee gedeel nie. Deel daarmee. Jy sien, dit is juist die doel van, ek wil eintlik op hierdie manier vir jou sê, onthou nou, ek praat nou met die kerk, ek praat nou met die liggaam van Christus. Daar's verskillende redes vir die wegraping. Ek gaan nie nou in hierdie lesing daaroor praat nie, maar daar's verskillende redes waarom die wegraping moet plaasvind. Maar een van die redes daarvoor is as gevolg van Israel. Israel moet deur die groot verdrukking gaan, want dit is hoe hulle tot bekering gaan kom in Jesus. Dit is die groot doel van die groot verdrukking, is eintlik dit. Maar ongelukkig gaan daar van die kerk wees, wat ook deur die groot verdrukking gaan. Waarom? Want hulle moet waarlik tot bekering kom. Hulle moet waarlik tot inkeer kom. En dit is waar
wat die doel van die groot verdrukking is. En dit is nie 'n tweede kans, ek gaan nou net daaroor praat, dit is nie 'n tweede kans wat aan jou gegee word nie. Dit is eintlik 'n baie harde pad wat jy gaan stap. Maar om 'n rein gewete voor God te hê, beteken ons niks wat tussen jou en God staan nie. Ek het gedeel met dit wat die Heilige Gees my van oortuig het. Dit is 'n lewe, nog 'n eienskap of nog 'n kwalifikasie vir die wegraping sluit in 'n lewe wat olie het, as ek dit nou so kan noem. Ons sing ons heilige, give me oil in my lamp, keep me burning. En ons sien dit nou uit die 10 maagde uit. Dit is geestelike volheid, dit is 'n lewe wat in volheid geleef word, wat oorgegee is aan die Heilige Gees, wat 'n wandeling deur die Heilige Gees is. Olie is simbolies in die Bybel van die Heilige Gees. Dat die Heilige Gees jou gelei het, dat die Heilige Gees jou gevul het, dat jy in gehoorsaamheid gewandel het. En hier is ook iets wat die mense en baie van die kerk nie verstaan nie. En ek wil nou spesifiek onder andere met die Pinkster mense praat ook hierso. Nou, ek self is Pinkster, maar die beginsel is net, om in tale te praat beteken nie jy's gered nie. Om in tale te praat beteken nie jy's op pad hemel toe nie. Dis 'n teken van die doping van die Heilige Gees, maar jy het 'n opdrag ontvang daardeur, maar dis die invulling van die Heilige Gees wat jou vul, wat jou lei. Dis waarin jy gehoorsaam, dis wat die olie is in jou lamp. 'n Lewe wat gelei word deur die Heilige Gees. 'n Lewe wat gelei word met die leiding en die gehoorsaamheid van die Heilige Gees, dat die Heilige Gees in jou woon. Jy sien, jou gees, jou eie ek is gekruisig en die Heilige Gees woon in jou. En jy wandel in gehoorsaamheid. Dis 'n lewe wat olie het. Jy's waaksaam. Jy's sensitief vir die leiding van die Heilige Gees. Jy bedroef nie die Heilige Gees nie. Jy maak hom nie stil. Jy berou, ek wil eintlik sê, jy gee hom nie berou nie. Die woord van die Here sê vir ons, blus die Gees nie uit nie. Moet die Heilige Gees nie bedroef nie. Wanneer jy as kind van die Here in dinge wandel en dinge doen en op 'n manier leef wat 'n kind van God nie behaag nie of nie behoort te doen nie, waar woon die Heilige Gees? In jou. Jy dwing die Heilige Gees om deelagtig te word aan jou ongeregtigheid. Dink 'n bietjie daaraan. Jy as Christen, en ek weet, julle kan my nou maar uithaal, ek voel 'n veer, ek gaan vir jou die waarheid vertel. Ek gaan, almal sal jy pak op die rokers en die drinkers en ja, okay, dis reg, dan pak ek maar vandag weer. As jy wat 'n kind van God is, wat Heilige Gees vervul, bloed gewas, as jy as kind van God, dink gou vir jouself, jy is die tempel van die Heilige Gees. As jy daai drankbottel in jou keelgat afgooi, jy forceer die Heilige Gees om daaraan deel te hê. Hoe kan jy vir my sê God keer dit goed? So ook enige sonde. Gaan kyk na die werke van die vlees. Ek gaan nie een uitsonder nie. Ek het nou net daai net genoem as 'n voorbeeld om vir julle dit 'n illustrasie te gee. Gaan lees Galasiërs 5 vers 19. Die werke van die vlees. Reg deur die Bybel praat hy vir ons, praat hy van die werke van die vlees. Hy praat van die bevrediging van die vlees, van die begeertes. Dit getuig nie van 'n lewe wat olie het nie. Dit getuig nie van 'n lewe met 'n rein gewete vir God nie. Nog 'n kwalifikasie vir die wegraping is 'n lewende verhouding, 'n lewende wandeling met Jesus Christus. Dis nie net die naam Christen nie. Dis nie net jou naam op 'n lidmaatskap vorm in 'n kerk nie. Dis nie te sê, nou is jy gedoop, nou is jy 'n Christen nie. Weet jy wat is my interessant van die rower aan die kruis? Daar was 2 rowers saam met Jesus gekruisig.
Die een het hom bespot. Die ander een het naderhand, hy het in die begin saamgespot, maar naderhand, toe hy Jesus dopgehou het en hy het gesien, Jesus bid vir die wie hom so mishandel en hom so gekruisig het. Hy bid vir sy vyande. Het iets in hom verander. Hy het ewe skielik Jesus raak gesien. En hy het vir die ander misdadiger gesê, vrees jy God nie eers nie. Ek en jy verdien wat ons vandag kry. Maar hierdie man is onskuldig. En hy kyk na Jesus en hy sê vir hom, Here, dink aan my as jy in die koninkryk kom. Dink aan my. Jy sien, iets in hom het verander. Hy het ewe skielik besef, maar Jesus is meer as net 'n mens. Jesus is die redder. Hy is die verlosser, hy is die Messias. Hy is die seun van die lewende God. Iets in hom het verander om te besef, Here Jesus, U is wat ek nodig het. Maar aan hy kruis het hy besef, vir my is daar nie uitkoms nie. Ek verdien wat ek vandag kry. Daar was nie vir hom tyd om reg te maak nie. Daar was nie vir hom tyd om sy sonde te gebely het nie. Hy is nie gedoop nie. Hy het nie ewe skielik heiligmaking gelewe nie. Hy het nie ewe skielik, hy het nie 'n sondaarsgebedjie opgesê nie. Iets in hom het verander. Sy gees het verander. Hy het ewe skielik 'n koneksie gehad met hierdie man langs hom aan die kruis. Sy gees het met sy gees gekonnekt. En alhoewel hy in sy verstand nie verstaan het eers hoe redding werk nie, hy het geweet wat hy verdien is die hel. Hy het geweet waantoe hy op pad is. Dit wil ook vir my sê, die feit dat hy dit vir Jesus gesê het, sê ook vir my, hy het geweet wat gebeur na die dood. Hy het geweet dat daar 'n oordeel van God gaan wees. Hy het dit geken, hy was 'n Jood, hy het dit geken. Hy het geweet wat hy uiteinde van die saak gaan wees. Maar hy het geweet, hy gaan nie die paradys beerwe nie. En hy sê vir hom, Here, dink aan my, as jy in die koninkryk kom. Here, onthou my net. Dis al wat ek vra. Hierdie ek gaan, ek kon niks vir u doen nie. Ek kon niks vir u gee nie. Ek het nie tyd gehad om die disipel te word nie. Onthou my net. Dis al wat ek vra. Onthou my net. Ek dink, as ek in my woorde kon sê, sou hy gesê het, Here, as ek nou nog 'n kans kon gehad het, sou ek dit anders te gedoen het, sou ek u gevolg het. Maar ek kan nie. Is nou vir my te laat. Dink dit aan my. Jy sien, iets in hom het verander. Hy is nie gedoop nie. Hy het nie 'n sondaarsgebedjie opgesê nie. Hy het nie aan 'n kerk behoort nie. Hy was nie deel van die, hy het nie gaan offers bring op die tempel nie. Something changed. Hy het 'n koneksie, hy het ewe skielik in verhouding gestaan met Jesus aan die kruis. En wat is Jesus se woorde? Vandag sê ek vir jou, jy sal saam met my in die paradys wees. Jy sien, dit is die krag van die evangelie. Deur genade, deur geloof. Dis wat Jesus soek, hy soek hy koneksie, hy soek verhouding. Jou gees wat connect met sy gees. Jy wat een word met hom. Die res van die goed is godsdienstige rituele. Wat hy soek, is daai koneksie. En ja, die res van die goed, jy wat nou nie aan die kruis hang nie, of gehang het nie, dis alles gehoorsaamheidsstappe, wat Jesus gesê het, bekeer jou, laat jy doop, doen al die goed, dis gehoorsaamheidsstappe. Maar die doop alleen kan jy nie, ek onthou nou met die laaste ruk,
Wat dit so verkondig was, dat die wegraping gaan plaasvind op hierdie een of ander dag, was die mense so in haas gedoop. Kan ek vir jou, ek wil nou nie oordeel nie, ek mag nie oordeel nie. As jy jou hart en die lewe vir die Here gegee daardeur, en jy is regtig opreg gewees met die Here, prys die Here, ek gee die Here al die lof, al die eer, alles daarvoor. Ek is bly vir jou, ek hoop jy stap op die pad met die Here. Maar 'n emosionele bekering soos daai, in 'n haastige, wat moet ek nou nog doen? Ek is nog gedoop, kom word gedoop. Wel, dis nie die doop wat jou hemel toe gaan vat. Daai water, die doop is 'n simbool dat jy glo. Wat het in jou hart gebeur? Al wat sou gebeur het, is jy sou nat agtergebly het, sou die wegraping plaasgevind het. Dis wat sou gebeur het. As daar nie 'n koneksie met Jesus was nie. As daar iets in jou hart verander het nie. As daar nie daai koneksie was, daai verhouding, daai intimiteit, daai verhouding met Jesus was nie. Dit beloof ek vir jou, jy sou net 'n nat Christen gewees het. Die doop beteken jy gaan 'n droë sondaar na die water in en jy's 'n nat kind van die Here aan 'n kant. Dis wat dit beteken. Dis simbolies. Ek het die ou mens afgesterf, ek wys vir die wêreld ek het die ou mens afgesterf. En ek staan 'n nuwe mens op. Maar voor die doop het iets in jou verander. Voor die doop is net 'n uitvloeisel van die saak. Ek gebruik altyd die voorbeeld van 'n trouring. Jy staan voor die dominee, yes I do. Dis maar 'n right dominee. Die man sê gewoonlik so. En dan, wat gebeur? Geef mekaar die regterhand. Julle is 'n man en vrou, nou wat doen jy dan? Die doop is basies die ding om vir die wêreld te wys. Ek behoort nou aan iemand. En dis dieselfde. Jesus soek 'n lewende verhouding. So kom ons kyk gou daai kwalifikasies. 'n Lewe van bekering, dis 'n voortdurende bekering. 'n Gehoorsame hart wat oorgegee is, gelei deur die Heilige Gees. 'n Rein gewete voor die Here. 'n Lewe wat olie het en in 'n lewende verhouding met hom staan. Jy het nie die naam Christus nie. Jy sien, dit is waarom die wyse en die dwaase maagde verskil het. Dis waar die verskil was tussen die dwaase maagde en die wyse maagde. Almal was maagde. Hulle was daar, dit was die kerk, dit was hulle. Hulle was all suit up and ready to go. Almal het lampe gehad. Almal was op pad vir die bruilof. Maar nie almal het olie gehad nie. En dit is waar die verskil. Nou kom ons kyk die verskil tussen die bruid en die kerk. Wat is die verskil van die bruid en die kerk? Nou hier wil ek iemand 'n bietjie mooi doppe wat hier gebeur. Dan Genesis hoofstuk 2. Genesis hoofstuk 2 gaan ons nou iets sien en dan gaan ons ook na Efesiërs 5 toe. Genesis 2 vers 21 en 22 sê die volgende: Toe het die Here God 'n diepe slaap op die mens laat val. En terwyl hy slaap, het hy een van sy ribbebene geneem en die plek daarvan met vlees toegemaak. En die Here God bou die rib wat hy uit die mens geneem het tot 'n vrou en bring haar na die mens. En dan gaan ons ook in Efesiërs 5 lees, daar in vers 23 tot en met vers 33. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook die hoof is van die gemeente. En hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vrou ook aan alles aan hulle eie mans wees. Manne, julle moet julle eie vroue lief hê, soos Christus ook die gemeente lief gehad het, en homself daarvoor oorgegee het, om dit te heilig, nadat hy dit gereinig het met die waterbad deur die woord, sodat hy die gemeente voor hom kon stel verheerlik, sonder vlek of rimpel, of iets dergeliks, maar dat dit heilig en sonder gebrek sou wees. So is dit Jesus se wil dat die kerk, as ek vandag genoem die liggaam, almal moet saamgaan met die wegraping. Ja, dit is sy wil. Dit is wat hy gedoen het. Dit is sy wil. Maar, nou gaan hy verder, hy sê,
So behoort die man sy eie vrou lief te hê, soos hulle eie liggame, wie sy eie vrou lief het homself lief, want niemand het ooit sy eie vlees gehaat nie, maar hy voed dit en koester dit, net soos die Here die gemeente, want ons is lede van sy liggaam, van sy vlees, van sy bene. Daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat, sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Nou hier is iets dieper hier aan. Van daarom moet die man sy vader en sy moeder verlaat, sy vrou aankleef en hulle twee sal een vlees word. Jy sal nou die geestelike konneksie sien. Hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. So hy sê hierso, dieselfde konsep wat ons kry in die huwelik, waar die man sy vader, sy moeder, sy huis verlaat, sy vrou aankleef en hulle twee sal een wees, so sê hy vir ons, hierdie verborgenheid is groot, maar ek sê dit met die oog op Christus en die gemeente. So, daar het iets te doen met 'n huwelik, wat ook te doen het met die bruid, wat ook te doen het met Jesus en die gemeente. Hy sê in geval moet elke van julle ook afsonderlik sy eie vrou lief hê, net soos homself, en die vrou moet die man eerbiedig. Nou kom ons in Openbaring 19, daar in vers 7 en 8, en ek gaan nou alles vir julle bymekaar bring. Hy sê, laat ons bly wees en ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Jy kan sien Christus, hy gee die beeld van Christus en die gemeente, van Jesus en die bruid. Dan gaan hy verder, hy sê, en aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Ok, nou kom ons gaan kyk hierso. Eerstens, God skep vir Eva. En hierdie was 'n profetiese beeld wat hy gebruik het. Want God laat Adam in 'n diepe slaap val. En terwyl hy slaap, word sy rib geneem en daaruit word Eva gevorm. En dit is 'n tipe van Christus en die kerk, basies as jy so kan noem. Maar daar's iets dieper, daar gaan nog iets dieper. Dat Adam het geslaap. Waar is Jesus nou? Hy is in die hemel. Hy is nie hier nie. Hy het gegaan om vir ons plek te berei. Hy het gesterf aan die kruis en hy het opgevaar hemel toe. Nou wat het gebeur aan die kruis? Nadat hy gesterf het, wat het die soldate gedoen met die spies? Hulle het die spies in sy sy gesteek en daar het water en bloed uitgekom. Nou Adam, Eva was geneem vanuit Adam se rib. En ek en jy word geneem uit die sy van Christus, deur water en bloed. Ons is gereinig deur hom, en ons ontvang die Heilige Gees. Sy bloed het ons gereinig, sy offer aan die kruis. So die bruid kom van hulle, die bruid word gevorm, wil ek basies sê, vanuit die sy van Jesus, uit die sy van Christus, wie hom aangeneem het as hulle verlosser, wie sy offer aangeneem, wie hulle geloof en hulle vertroue geplaas het in sy volbringde werk aan die kruis. Maar nou gaan dit nog dieper. Adam was in rus, terwyl iets kosbaars uit hom uitgehaal is. Jesus het gegaan om vir ons plek te berei. En die bruid word dan nou basies voorberei vanuit die sy van Christus. Die kerk is 'n vorm, die liggaam van Christus, wat hy gepraat het van die vorige gedeeltes, is hulle wie tot bekering gekom het in Jesus. Maar die bruid word gevorm, terwyl hy is, word die bruid gevorm vanuit die liggaam. So, ek wil eintlik sê, God is besig om die bruid te vorm wat gereed is. En dit is hulle, wat hy praat van hierso, wat hy sê in Openbaring, die bruilof van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Hoor mooi, die vrou het haar gereed gemaak. En dan gaan hy verder sê, aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Jy sien, is hulle wat nie net, dis nie net hulle wat gesê het, ja Here nie, dis hulle wat geleef het vir hom, wat gewag het in afwagting vir hom. So hier kom 'n baie ernstige waarskuwing.
Die bruid, wil ek eintlik sê, kom nou uit Jesus se sy, die kerk, maar vanuit die kerk word die bruid geneem, word die bruid gevorm. Maar hier kom die waarskuwing, en dit is eintlik 'n baie waarskuwing. Adam het gerus, hy het geslaap, hy was in 'n diepe slaap terwyl Eva gevorm is. Baie mense vandag, veral in die kerk, is aan die slaap geestelik, terwyl God besig is om 'n bruid te vorm in die liggaam van Christus, en vanuit die liggaam van Christus, word hulle aan die slaap gevang. Hulle word aan die slaap gevang omdat hulle nie waaksaam is nie. Hulle sien nie raak wat is God besig om te doen in die kerk nie, in die liggaam nie. Dat die bruid is besig om uit die liggaam uitgeneem te word. Is besig om in gereedheid te kom. Weet julle wat is my interessant, as ek kyk na die kerk van vandag? Die malls is vol mense, terwyl die kerke Sondag leeg is. Die jolplekke is vol, die kuierplekke is vol, terwyl die kerke Sondag leeg is. Die wêreld daar buite, se plesiere word nagejaag, terwyl die kerk leegloop. Mense het in 'n comfort zone gekom, en is nie meer op die plek waar hulle moet wees nie, is nie meer ernstig oor hulle geloof nie, sit nie meer hulle verhouding met Jesus nommer 1 in hulle lewe nie, ander dinge begin hulle tyd te steel. Hulle raak nie meer waaksaam, of hulle is nie meer waaksaam nie. Daar's ander dinge wat vir hulle belangriker word as Jesus. Die liggaam is aan die slaap, terwyl die bruid in gereedheid gemaak word. Terwyl die bruid reggemaak word en reggekry word. En dan sê hy vir ons daar Openbaring 19 vers 6 tot en met vers 9, en ek het iets gehoor soos die stem van 'n groot menigte, soos die geluid van baie water, soos die geluid van sterk donderslag, wat sê halleluja, want die Here God die Almagtige het die koningskap aanvaar. Laat ons bly wees in ons verheug en aan hom die heerlikheid gee, want die bruiloft van die lam het gekom en sy vrou het haar gereed gemaak. Aan haar is gegee om bekleed te wees met rein en blink fyn linne, want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Toe sê hy vir my, skryf, salig is die wat genooi is na die bruilofsmaal van die lam, en hy sê vir my, dit is die waaragtige woorde van God. Hoor wat hy sê, dit is die waaragtige woorde van God. God het gesê, daar gaan 'n bruiloft wees. En die bruid is hulle, die vrou is hulle, wie hulle gereed gemaak het, wat bekleed was met rein en blink fyn linne, die regverdige dade van die heiliges. Hulle het geleef vir Jesus. Sy het haar gereed gemaak. Sy was nie outomaties gereed nie. Dit is nie te sê, sy is nou uit die sy geneem van Adam, sy is die bruid nie, sy is die liggaam word gevorm, want Eva se liggaam was gevorm, maar die bruid, daarom sê hy, teruggaan na die huwelik toe, daarom sal die man sy vader, sy moeder verlaat, sy vrou aankleef en hulle sal een wees. Dit beteken die bruid is een met Christus, so. Die bruid is een met Christus. Dan sê hy, daai verborgenheid is groot, maar hy sê dit met die oog op Christus en die gemeente. Nou nie almal in die gemeente, wees maar eerlik, is so met Jesus nie, as ek dit so kan sê. En dis waar die probleem kom. Dis waar die skeiding kom. Vir my is die lewe Christus. Die vraag is jou lewe Christus? Jy sien, die bruid het haar gereed gemaak. Sy dra fyn linne, die regverdige dade. Sy is rein, sy is toegewyd. Sy is vasberade, ek wil eintlik sê, sy sien uit na die koms. Sy waak en bid. So ek wil eintlik sê, die bruid is nie al die mense wat kerk toe gaan nie.
Die bruid is hulle wat intieme verhouding met Jesus het en wat in gereedheid leef en wag op sy koms. Wat is die verskil tussen die kerk en die bruid? So die kerk, dis almal wat glo, dis die Christen gemeenskap. Dis hulle wie sê ek is 'n Christen, ek het my hart en lewe vir die Here gegee, ek glo in Jesus Christus. Dis die algemene kerk vandag, dis die algemene Christen vandag. Hy is net 'n Christen omdat hy nie 'n moslim is nie. Wat is die verskil? Die groter deel van die kerk vandag is maar net Christen en dra die naam Christen, omdat hulle nie 'n ander geloof is nie. Want meeste van die mense is as Christene gebore en as Christene groot geword. En dis die harde realiteit van die saak. Maar wie is die bruid? Die bruid is hulle wie se lewe Christus is. Wie oorgegee is aan hom. Wie gereed is, waaksaam is, rein is. Waar is die bruid? Waar bevind die bruid haar? Binne in die kerk. Binne in die liggaam. Binne in die liggaam van Christus. Maar wat moet ek doen in afwagting dan vir die wegraping? As ek wil deel wees van die bruid, wat moet ek doen? Sover het ek al vir jou baie dinge gesê. Gaan kyk sover wat van hierdie goed is nie in jou lewe nie. Gaan kyk sover of leef jy dit? Maar Henko, dit klink vir my asof dit onmoontlik gaan wees. Nee, dit is nie onmoontlik nie. Lê die ou mens af. Lê die ou mens af. Wat moet ek doen in afwagting? Nou, ek wil eintlik ek wil jou aanmoedig. Ek het 'n lesing gedoen, gaan na werklike wegraping wees, lesing 1. Daarin het ek gepraat oor die antieke Galileese bruilof. Wat ek het in detail bespreek het. Gaan kyk dit, as jy dit nog nie gekyk het nie. Maar wat moet ek doen in afwagting? Wel, ons het eers gesien met die 10 maagde, daar Matteus 25 vers 1 tot 13, het ons gesien van die 10 maagde, dat hulle gesê het, hulle het hulle gereed gemaak, hulle het genoeg olie in hulle lampe gehad. Maar nou wil ek ons gelees in Efesiërs hoofstuk 5. Efesiërs hoofstuk 5, daar vanaf vers 15 tot 21. Luister wat sê die woord van die Here hier. Pas dan op. Wat beteken dit? Pas dan op. As ek vir jou moet sê, pas dan nou op. Wat sê dit vir jou? Hey, let nou op hierna. Hey, hierdie is belangrik. Hey, hierdie is ding 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 jackpot. Nou moet ek luister. Hy sê, pas dan op, dat julle nougeset wandel, nie as onwyse nie, maar as wyse. En koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Wat bedoel hy met koop die tyd uit? Moenie jou tyd mors op sinnelose goed nie. Gebruik die tyd wat jy op hierdie aarde oor het, en wat ons op hierdie aarde oor het, in wysheid, wees wys. Jy weet dat Jesus gaan kom. Jy het tyd oor. Ons weet nie vir hoe lank nie. Koop die tyd uit. Bedoelende van, as jy tyd uitkoop, wat beteken dit? As jy, kom ek sê, jy het 'n kontrak aangegaan, en jy wil uit die kontrak uitkoop, wat doen hulle? Hulle sê, kan die kontrak afkoop. Dan betaal jy 'n prys, en dan is die kontrak nou tot niet. Dan is jy losgemaak van die deal. Hy sê, koop die tyd uit. So wat wil hy vir jou sê? Moenie dat iets jou tyd steel nie. Doen alles in jou vermoë om die tyd wat jy het toe te wy om in gereedheid te kom vir Jesus. Nou hy sê, nou hoor my mooi. Dit beteken nou nie, ons almal moet werk, ons almal moet lewe, ons almal moet goed doen. Dit beteken nie nou moet jy net 24/7 aan mekaar, daar is in 'n klooster gaan bly nie. Dis nie wat dit beteken nie. Maar moenie dat iets, die tyd wat jy met Christus moet spandeer, die tyd, hy moet deel wees van jou hele lewe, hy moet in elk geval deel wees van jou werk, hy moet deel wees van jou elke dag wandel, jy moet hom ken in al jou weë, hy moet elke dag in elk geval deel wees van jou. Koop die tyd uit, omdat die dae boos is. Kom ons wees eerlik, wie van ons gaan vandag stry om te sê die dae is nie boos nie?
Wie van ons gaan sê, daar is nie boosheid op hierdie aarde nie? Dan gaan hy verder vers 7, hy sê, daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Kan ek dit in plain Afrikaans vir jou sê? Daarom moet julle nie stupid wees nie. Dis nou net in plain Afrikaans gesê. So, hy sê, verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar in psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in psalms in julle hart tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van die ons Here Jesus Christus aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. As hy praat van hierso, hy sê moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Gaan kyk na al die werke van die vlees. Leef heilig. Word met die Gees vervul. Wandel deur die Gees. As hy praat van moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid. Dis basies wat ek net basies gedoen het. Hy het een voorbeeld genoem en hy het gesê, dis 'n vorm van losbandigheid. Maar gaan kyk na al die werke van die vlees. Wat doen dit? Hy sê, maar word met die Gees vervul. Wanneer jy wandel deur die Gees, en deur die leiding van die Heilige Gees, gaan jy nie die werke van die vlees volbring nie, sê die woord van die Here vir ons. Dan gaan hy verder. Hy sê, laat ons onder mekaar, spreek onder mekaar in psalms, lofsange en geestelike liedere en sing in psalms in die hart tot eer van die Here. Wat probeer sê, lofprysing. Sorg dat jou fokus by die Here is, dat jou aanbidding by die Here is. Kom in verhouding met hom. Dan gaan hy verder. Terwyl God die Vader altyd vir alles dank in die naam van ons Here Jesus Christus. Dankbaarheid, leef in dankbaarheid elke dag. 1 Tessalonisense 5, daar vanaf vers 6 tot en met vers 10. 1 Tessalonisense 5 vers 6 tot 10. Hy sê, laat ons dan nie slaap soos die ander nie. Wat het ek nou gepraat van Adam? Het ek nou gepraat van Adam? Die kerk slaap. Terwyl die bruid in gereedheid kom, terwyl die bruid gevorm word. Laat ons dan nie slaap soos die ander nie. Laat ons waak en nugter wees. Want die wat slaap, slaap in die nag, en die wat dronk word, is in die nag dronk. Maar laat ons wat van die dag is nugter wees, met die borswapen van geloof en liefde aan, en as helm die hoop op die saligheid. Want God het ons nie bestem tot toren nie. Hier sê dit vir ons, God wil nie hê ons moet hierdie groot verdrukking gaan nie. Hy het ons nie bestem tot toren nie. Nou ek wil sommer net hierso net gestop. Ek wil net sommer hierso net iets aanspreek. Daar's hierdie ewige argument en ek gaan nog enige hele lesing binnekort daaroor doen. Oor die strydheid tussen die voorverdrukking wegraping en die pre-wrath rapture. Dat praat van die voorveroordeling of voor die oordeel wegraping en tussen die. Ek wil eintlik gesê, wanneer begin die groot verdrukking? Die groot verdrukking begin nie wanneer God se oordeele uitgegiet word nie. Dan is dit alreeds in die middel van die groot verdrukking. Die groot verdrukking begin al by die eerste seël wat oopgemaak word, die anti-kris wat geopenbaar word. Dis wanneer die groot verdrukking al begin. En dan sê hy in 2 Tessalonisense daarso, dat hy wat nou teehou, die anti-kris gaan nie geopenbaar word, totdat hy wat nou teehou, uit die weg geruim is nie. Die groot verdrukking begin by die anti-kris wat geopenbaar word. Ja, die eerste 3,5 jaar is dit net die stelsels van die anti-kris wat geïmplementeer word basies en hy praat van gaan hongersnore en al daai goeters wees en al die moeilike tye en verdrukking en al daai goeters, né? Maar as jy gaan lees wat hy daar so praat, hy praat as jy gaan lees onder andere van die seels van Jesus, toe hy die seels oopgemaak het en dis wat die mense nie verstaan van die toorn van God nie. Die anti-kris is deel van die toorn van God. Dis God se toorn wat losgelaat word op hierdie aarde. Die anti-kris is deel van God se oordeel. En so daai hele argument van die pre-wrath rapture dis 'n totale leuen. Dit gebeur in die middel van die groot verdrukking. Hulle sê ons gaan deur die verdrukking gaan, maar ons gaan die oordeele van God mis. Wel, die anti-kris wat die eerste seël is wat oopgemaak word, is die oordeel van God oor hierdie aarde. So ek weet nie hoe redeneer hierdie
as jy jou Bybel open in Openbaring 6, ek gaan dit gou vir julle lees. Hy sê, en ek het gesien, dis in Openbaring 6 vanaf vers 1, ek het gesien die lam een van die seels oopmaak, en ek het een van die 4 lewende wesens oorsê, soos die geluid van 'n donderslag kon kyk, en ek het gesien, en kyk, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar, om te oorwin, en toe hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek 'n tweede lewende wese wat sê, kom kyk, en 'n ander perd, 4 rooie het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. En toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk, en ek het gesien, en kyk, daar was 'n swart perd, hy wat daarop sit het 'n skaal in sy hand, ek het 'n stem tussen die 4 lewende wesens hoor sê, 'n randsoen koring vir 'n penning, en 3 randsoene gars vir 'n penning, en moenie die olie en die wyn beskadig nie. En toe hy die 4de seël oopgemaak het, hoor ek die stem van die 4 lewende wesens sê, kom kyk, en ek het gesien, en daar was 'n valperd, hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doodryk het hom gevolg, en aan hulle is die mag gegee oor die 4de deel van die aarde om te dood te maak met die swaard, hongersnood en pes, deur die wilde diere van die aarde. En toe die 5de seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is, ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. Nou daai gaan ek nou oor praat. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank, o heilige wragtige Heer, sou oordeel en wreek u ons bloed op die bewoners van die aarde nie. En in elkeen van hulle is wit klere gegee, en hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moet rus tot hulle medediensknegte, hulle broeders wat nog gedood sou word, soos hulle voltallig sou wees. En ek het gesien hoe hy die 6de seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vyeboom wat deur die groot wind geskit word, sy navye laat afval, en die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande het hulle plekke versit, en die konings van die aarde, en die grootes en die rykes, en die owerstes, oor die duisende en die magtiges, en al die slawe, en al die vrymense het hulle weggesteek, en die spelonke en die rotse van die berge. Hoor nou hier, en vir die berge en die rotse gesê, val op ons, en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toren van die lam. Want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan? Hulle sê die pre-wrath rapture. Wel, die eerste seels wat oopgemaak is al die toren van God. Is al die wrath van God wat al geopenbaar is. So die oordeel van God, die wrath, is nie net in die middel van die verdrukking van die 7 skale en die 7 bassyne nie. Die toren van God is al van die eerste perd af. So daai kanselleer die hele pre-wrath rapture teologie, so ek hoef nie eintlik eers daai video te maak nie. Lees dit jou Bybel. Die toren van God het gekom al van die eerste perd af. Hy sê dat ons nie slaap soos die ander nie. Want God het ons nie bestem tot toren nie. Daar het ons dit gesien. God het ons nie bestem tot toren nie, so wanneer gaan ons weggeraap word? Voor dit. Lukas 21 vers 36, waak dan en bid altyd deur dat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom te ontvlug. Ek figure, weggeraap, weggevat te word. In 'n nuwe vertaling sê hy dat julle behou daarmee deurgaan. Dis een vertalingsfout wat hulle gemaak het in die nuwe vertalingsbybel. En dit is 'n vertalingsfout, dit is doelbewus so gemaak. 'n Vertalingsfout sou dit reg oor die Nuwe Testament verkeerd vertaal gewees het, maar daai spesifieke vers wat praat van die wegraping, het hulle doelbewus verkeerd oorvertaal, die woord ek figure. Omdat hulle nie geglo het in die wegraping nie. Dan gaan hy verder daarso. God het ons nie bestem tot toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus, wat vir ons gesterf het, sodat ons, of ons waak en of ons slaap, saam met hom kan lewe. Nou, hoe kry ek olie in my lamp? Give me oil in my lamp, keep me burning. Hoe gaan ek olie in my lamp kry? Punt nommer 1, jy moet verhouding bou met Jesus. Bid, gebed sonder ophou. Nie net 'n noodgebed nie, verhoudingsgebed. Staan 'n verhouding met die Here. Laat sy woord, die tweede punt, laat die woord leef in jou. Moenie net die woord lees nie. Leef dit en gehoorsaam dit. Leef die woord van die Here. Weet jy, die woord van die Here sê van ons hierso, die letter maak dood, maar die gees maak lewend. Jy, baie van vir jaar is net 'n boek. Jy is heeltemal reg, is net 'n boek. Weet jy wanneer word hierdie die woord van God? Wanneer ek dit toepas, wanneer ek dit lees en begin leef, dan word hierdie woord lewend. Jou boekrak kan vol lê met Bybels. As jy dit nie leef nie,
beteken dit absoluut niks. Jy kan Bybel lees tot jy blou is, as jy dit nie toepas nie. Dit was ons ek vertel ons daai storie van die dominee, die nuwe dominee wat beroep is na 'n nuwe gemeente toe. Die predikant word beroep na hierdie gemeente toe. En hy preek die Sondag se intree preek. My maat, maar daai kerk is vol. Want dit is mos 'n nuwe dominee. En preek hy daai intree preek en dit is 'n begeesterde preek. Die volgende Sondag daarna, nou is daar nog meer mense in die kerk. Daai dominee preek presies dieselfde preek. Woord vir woord. Nou sê die ouderlinge en die diakens so vir mekaar, hier is baie mense wat in die laasweek hier was, so miskien preek hy dit sodat hulle kan hoor. Die derde week kom, hy preek hy selfe preek, woord vir woord, weer oor. Nou begin hulle bietjie te wonder, okay, wat gaan nou aan? Jy weet, hier zijn die nuwe mense nou ekstra nie, so hoekom preek hy dit nou weer? Okay, miskien is dit dalk vir hulle wat dalk nou nie mooi verstaan het nie. Vierde week kom, hy preek weer, woord vir woord, oor. Hulle sê nie, wow, dit kan ons nou nie wees hier, lyk hierdie ou ken net een preek. 5de week kom, selfe preek, 6de week kom, selfe preek, 7de week kom, selfe preek, 8, 9, 10 weke kom, hy preek hy selfe preek oor en oor en oor en oor, selfe woord vir woord, selfe preek. Nadat begin hulle nou met mekaar, die kerkraad met mekaar te bespiegel, nou sê hulle, luister, ons het 'n probleem, hierdie dominee ken net een preek. Ons gaan nou maar moet aanspreek hieroor. 11de Sondag kom, presies hy selfe preek, woord vir woord. Hulle besluit, wag nee, hulle gaan hom nou sien na die diens daar in die konsistorie. Na die diens konner hulle hom daar, sê, dominee, ons moet jou praat oor 'n ernstige saak. Kyk, hierdie preek van dominee, dit is 'n begeesterde preek, dit is regtig, dit is uit die troonkamer van die Here uit, dit is ongelooflik, dit is awesome, dit is hartroerend, dit is kragtig, dit is alles. Maar dominee jong, 11 weke nou agter mekaar, dieselfde preek, woord vir woord, is daar fout, is daar iets, en hy sê, broer, dominee antwoord, hy sê vir hulle, weet julle wat? Ek sal hierdie preek bly preek, totdat ons dit begin doen. En dit is die beginsel van om die woord te leef. Daar jy luister, preek, dan preek, dan preek, dan preek, dan preek nie. Wanneer begin jy dit toe te pas? Wanneer begin jy dit te doen? Jy moet 'n bekering hê wat aanhoudend is, wat nie net, dis 'n daaglikse suiwering, dis nie net, vandag speel ek met sonne en dan môre gaan ek maar weer voort nie. Dis nie daai jou effek nie. Maak 'n keuse vir Jesus. Word gehoorsaam in die klein dingetjies. Weet jy wat? God sal baie keer jou gehoorsaamheid toets in 'n klein dingetjie. Hoe kan God jou met groter dinge vertrou as jy nie eens gehoorsaam is in die klein dingetjies nie? Die geringste dingetjie wat vir jou dalk sinneloos mag lyk, as jy in jou gees gelei voel deur die Heilige Gees wat vir jou sê, doen dit, maak so. Wees gehoorsaam. Wees net gehoorsaam. Baie keer oordink ons te veel dinge. En dan is ons ongehoorsaam. Dan mis ons eintlik uit. Of ons volg ons eie kop, of ons dink, nee, wag, hierdie klink nie vir my so lekker nie. Of nee, wag, ek los liewer, of ek laat dit verbygaan. Jy mis uit. Bou jou stilte tyd met die Here. Bou intimiteit met die Here. Jy moet nie net aktiwiteit hê nie, jy moet ook intimiteit hê. Waak teen die versoekings. Die woord van die Here sê vir ons, nie een van ons word bo ons magte versoek nie. God sal ook saam met die versoeking die uitkoms gee. En daai waaksaamheid, wat beteken dit? Ek leef asof Jesus, en ek leef vir die feit dat Jesus enige oomblik kan kom. Ek stel nie my hart uit vir later nie, ek stel nie uit tot later nie, ek maak nie later besluit vir Jesus nie. Ek stel nie geestelik uit nie. En alles wat ek leef, leef ek vir hom. Jy sien, waaksaamheid is 'n leefstyl. Waaksaamheid is nie net 'n emosie nie, dit is nie net 'n gevoel nie. Waaksaamheid is 'n praktiese leefstyl wat ek doen. Nou gaan lees ons daar in 2 Timoteus hoofstuk 3. Waarom gaan mense agterbly? Hoekom gaan mense die wegraping mis?
En Paulus skryf aan Timoteus dan 2 Timoteus 3 van vers 1, hy sê, weet dit, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgieriges, grootpraters, trotsaard, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het. In Matteus 24 vers 12 en vers 13, dan sê hy daar, en omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel, maar wie volhard tot die einde toe, hy sal gered word. In Lukas 17, daar vanaf vers 26 tot vers 30, sê hy die volgende, Lukas 17 vers 26 tot 30, en soos dit gebeur het in die dae van Noag, so sal dit ook wees in die dae van die Seun van die Mens. Hulle het geëet en gedrink, hulle het getrou en in die huwelik uitgegee, tot op die dag dat Noag in die ark ingegaan het, en die sonvloed gekom het en almal vernietig het. Net soos dit ook gebeur het in die dae van Lot. Hulle het geëet, gedrink, gekoop, verkoop, hulle het geplant en gebou. Maar op die dag toe Lot van Sodom uitgaan het, vuur en swaal van die hemel af gereën en almal vernietig. Net so sal dit wees in die dag wanneer die Seun van die Mens geopenbaar word. Hier sien ons dit, mense sal liefhebbers van hulle self wees. Selfliefde, liefhebbers van geld, liefhebbers van genot, 'n vorm van godsaligheid sonder enige krag. Hulle die kerk voorkoms, maar daar's geen verandering in hulle lewe nie. Die ongeregtigheid wat toeneem, sonde word normaal gemaak, sonde word nie meer aangespreek nie, sonde word nie meer gedeel nie. Dit word ligtelik gemaak. Mense het 'n onberoulike, verharde hart, hulle het nie meer berou oor hulle sonde nie. Dit breek nie meer hulle hart nie. En Jesus waarsku, hy sê, hulle sal eet, hulle sal drink, hulle sal trou, en die huwelik uitgee, hulle sal nie besef wat hulle doen nie. Hulle sal 'n onberoulike, ongevoelige harte hê. Ek wil eintlik sê, die hartseer en eintlik die tragedie van dit, van mense wat agterbly, en is so hartseer. Wat gaan agterbly? Hulle gaan nie agterbly as gevolg van onkunde nie. Hulle gaan agterbly as gevolg van geestelike ongevoeligheid. Dis waarvoor hulle gaan agterbly. Maar weet jy, daar is 'n evangelie wat ons red. Daar is 'n evangelie vir ons elkeen gegee. Romeine 8 vers 1 sê dit, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie. Vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Hoor jy? Want die wet van die gees van die lewe in Christus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. In Johannes 10 sê Jesus daar in vers 27 vers 28, my skape luister na my stem en ek ken hulle, hulle volg my en ek gee hulle die ewige lewe en hulle sal nooit verlore gaan tot in ewigheid nie. Niemand sal hulle uit my hand ruk nie. In 2 Korintiërs 5 vers 10 sê hy vir ons almal gaan voor die regterstoel van Christus verskyn, sodat elkeen kan ontvang wat hy deur die liggaam verrig het volgens wat hy gedoen het, of dit goed is of kwaad. Jy sien, hier moet jy die onderskeid nou tref tussen redding en tussen die wegraping. Die verskil tussen redding en wegraping. Redding kom deur geloof in wat Jesus vir jou aan die kruis gedoen het. Dit bepaal jou ewigheid, waar jy gaan wees, hemel of hel. En dit word bepaal deur die evangelie. Het jy die evangelie gehad, dat Jesus Christus kruisig is, begrawe is, weer opgestaan, het jou geloof, vertroue en sy volbringde werk in die kruis. Daar is geen veroordeling vir hulle wie in Christus is nie. Met die wegraping bepaal nie of jy hemel of hel toe gaan nie. Alhoewel, as jy saamgaan met die wegraping, gaan jy som, dan is jy by Jesus. Maar die mense wat agterbly, die wegraping is die wegname van die bruid. Dis hulle wie vir Jesus verwag met verwagting, wat in gereedheid vir hom wag. En hulle verhouding is gebaseer op waaksaamheid, op vertroue. Hulle is gebaseer op Jesus, wat vir hulle gesê, hulle lewe is oorgegee aan hom. Maar nou, die mense wat die wegraping gemis het, hulle is nie outomaties verlore, dat hulle hel toe sal gaan nie, noodwendig nie. Maar, hulle wie die wegraping gemis het, gaan deur 'n tyd van verdrukking gaan, hulle gaan deur die groot verdrukking moet gaan. Hulle gaan deur baie toetsing moet gaan, hulle gaan deur baie geestelike konflik moet gaan, hulle gaan deur baie vervolging moet gaan. Op die einde van die dag,
gaan hulle met hulle eie lewe en bloed betaal. Jesus gee nou vir ons genade tyd. Jy kan nou jou lewe oorgee aan hom en jy kan dit mis. Want hy betaal die prys vir jou. Maar as jy jou hart verhard teen Jesus, as jy nie gereed is nie, as jy nie in hom is nie deel is van die bruid nie, gaan jy deur die verdrukking moet gaan, en dit gaan beteken, daar in die groot verdrukking, dis nie 'n tweede kans wat jy kry nie, want dis een van die argumente wat die ouens sê, dit wil jy sê, jy kry 'n tweede kans, nee, ons praat nog nie van redding nie, dis nie 'n tweede kans nie, wat gaan gebeur is, jy gaan weet wat die waarheid is, maar, in plaas van dat Jesus vir jou daai prys betaal het, in die sin van, dat hy jou verlos het van die toren, dat jy dit gaan mis, gaan jy nou moet staan vir hom. Jy gaan doelbewus vir hom 'n keuse moet maak. Jy gaan doelbewus vir hom moet leef. Jy gaan nie gered al word deur genade nie, jy gaan met jou eie bloed betaal. Jy gaan gejag word, jy gaan doodgemaak word, jy gaan met jou eie bloed jou lewe betaal. En dis wat ek nou mos van gepraat het, toe hy gesê het, ek sal nou terugkeer na hulle toe. Daar in Openbaring 7, lees ons van hulle, wat in die groot verdrukking is, en tot bekering gekom het. Kom ek wil sê, die grootste herlewing wat gaan plaasvind, gaan nie plaasvind voor die wegraping nie. Die grootste herlewing wat gaan plaasvind, gaan wees na die wegraping, in die groot verdrukking. Want nou gaan mense weet wat die waarheid is. En daarom, en as jy dan wil bekeer na Jesus toe, onthou net wat ook gebeur is, die Heilige Gees se werking, heiliglik, wat jy nou oortuig van sonde en ongeregtigheid, die Heilige Gees se werking gaan daar nie wees in die groot verdrukking nie. Die Heilige Gees sal wel daar wees, want dit is die Heilige Gees wat jou dryf van bekering, maar hy gaan, ek wil eintlik vir jou sê, jy gaan self die keuse moet maak, hy gaan jou nie oortuig daar, hy kom net op bekering nie, nee, hy gaan terugstaan. Want wat gaan gebeur? Die antichrist moet heers, die antichrist gaan moet regeer. Jy gaan doelbewus. Ek het 'n lesing wat ek gedoen het oor word die Heilige Gees weggeneem. Julle kan dit gerus gaan luister. Dis baie interessant. Maar jy gaan moet met jou lewe betaal. Jy gaan die prys moet gee. Jy gaan met doelbewus die keuse maak. Dit gaan nie maklik wees nie. As jy nou nie eens luister na die oortuiging van die Heilige Gees, hoe maklik of hoe moeilik dink jy gaan dit wees in die groot verdrukking om dan tot bekering te kom? Opreg. Maar baie mense gaan wakker skrik te laat. En dan gaan hulle daai keuse moet maak. En dis, en hierdie praat ek nou van die kerkewêreld, ek praat nou van nie nou net van Israel nie, ek praat nou van die kerkewêreld self. Maar Openbaring 7 vanaf vers 9, hy sê, na hierdie dinge, het ek gesien, kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, het alle nasies, stamme, volke en tale. So, hierdie is nie Israel nie, hierdie is reg oor die wêreld, né? Hulle het gestaan voor die troon voor die lam, bekleed met wit klere, met palmtakke in hulle hande. Hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, heil aan ons koning, aan ons God wat op die troon sit en aan die lam. En al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan, hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê, Amen, die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte van ons God tot in alle ewigheid. Amen. Toe het een van die ouderlinge gespreek en vir my gesê, hulle wat bekleed is met die wit klere, wie is hulle en waar vandaan af uit hulle gekom? Kyk nou hier. En ek sê vir hom, my Heer, u weet dit. Hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Daarom is hulle voor die troon van God en dien hom dag en nag in sy tempel. En hy wat op die troon sit, sal sy tent oor hulle oopspan. Hulle sal nie meer honger en nie meer dors hê nie. Hulle sal nooit sal die son of enige hitte op hulle val nie, want die lam wat in die middel van die troon sit, sal hulle laat wy en hulle na lewende waterfonteine lei en God sal alle trane van hulle oë afvee. Hoekom het hulle trane in hulle oë? Hoekom het hulle honger en dors gehad? Hoekom het hulle al deur al die goeders gegaan en hoekom word hulle nou vertroos? Dis hulle wat deur die groot verdrukking gegaan het. Wat tot bekering gekom het in die groot verdrukking. Hulle het deur daai smarte gegaan. En hulle het vasgehou en hulle het hulle klere laat was. Hulle het hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Hoor mooi, hulle het hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. Die bruid aan haar is gegee om bekleed te wees.
met wit en rein en blink fyn linne. Want die fyn linne is die regverdige dade van die heiliges. Hoor jy, aan die bruid is die klere gegee. Hierdie het hulle klere wit gemaak. Kan jy die verskil sien tussen die bruid en tussen hulle? God wil nie hê enige mens moet verlore gaan nie. Maar hy wil 'n bruid hê wat gereed is. En die vraag is nie, is jy gered nie, die vraag is jy gereed? Is jou lamp vol olie? Is jou hart waaksaam? Want Jesus kom vir 'n bruid wat hom liefhet, vir 'n bruid wat vir hom verwag, vir 'n bruid wat in gereedheid vir hom wag. Want die bruidegom kom. En ek wil hê jy moet vir my oopmaak en ons gaan afsluit met 2 Petrus hoofstuk 3. Ons sluit af met 2 Petrus hoofstuk 3. Jesus kom vir 'n bruid wat hom liefhet, wat vir hom wag, wat gereed is. En ek sê vir jou, maak gereed want die bruidegom kom, dat hy bassein gaan blaas. 2 Petrus 3 vanaf vers 3 gaan ons lees daarso tot en met vers 18. Dit moet julle veral weet, dat aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê, waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Want boetswillig vergeet hulle dat daar van lankal af hemele was en 'n aarde wat uit water en deur water ontstaan het, deur die woord van God, waardeur die toenmalige wêreld met water oorstroom is en vergaan het. Maar die teenswoordige hemele en die aarde is deur dieselfde woord as 'n skat weggelê en word vir die vuur bewaar teen die dag van die oordeel en die verderf van die goddelose mense. Maar laat hierdie een ding julle nie ontgaan nie, geliefdes, dat een dag by die Here soos 1000 jaar is en 1000 jaar soos een dag. Die Here vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons, wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan, die aarde en die werke wat daarop is sal verbrand, terwyl al die dinge dan vergaan. Hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan en die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom, geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met wysheid wat aan hom gegee is, aan julle geskryf het. Net soos in al die briewe, hy spreek daarin oor hierdie dinge, waarvan sommige swaar is om te verstaan, wat die ongeleerde en onvaste mense verdraai, net soos die ander skrifte tot hulle eie verderf. Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien meegesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Maar julle moet toeneem in die genade en die kennis van ons Here en Saligmaker Jesus Christus. Aan hom kom die heerlikheid toe, nou sowel as in die dag van die ewigheid. Amen. En ek dink hierdie vers, hierdie gedeelte, som vandag se hele preek op. Jesus kom vir 'n bruid wat hom liefhet, wat wag, wat gereed is en wat in verhouding met hom staan. Word wakker uit die slaap. Want voordat jy besef, gaan daai bassein blaas en Jesus gaan kom. Kom ons sluit af. Vader, ek sê vir die baie dankie vanmôre vir hierdie woord. Here, hierdie is 'n wekroep vir die kerk en die liggaam van Christus vandag. My gebed is, Here, dat mense sal ernstig word oor hulle verhouding met U. Here, dat mense hulle harte sal bekeer en weer sal terugkeer. Here, veral in die kerk, Here. Here, dat mense weer tot inkeer sal kom, dat mense weer sal ernstig word oor hulle verhouding met U, Here. Ek wil bid, Vader, dat ons gereed sal wees, dat ons sal waaksaam wees, dat ons nie meegesleer word deur hierdie wêreld en hierdie wêreldse dinge nie. Maar Here, dat ons sal vas staan in geloof en vertrou en verhouding met U, Here Jesus. Here, U het vir ons baie duidelik in die woord gesê wat gaan kom. U het vir ons baie duidelik gemaak wat die bruid behels en bruidskap behels. Daarom vra ek, Here Jesus, deur die krag van die Heilige Gees, dat U ons sal help, sal lei, sal leer, sal bemoedig en sal krag gee, dat ons in waaksaamheid sal waak en sal gereed wees vir die koms. Wanneer daardie bassein sal blaas,
Here, ons U tegemoet sal gaan in die lig en altyd by U sal wees. Ek loof en ek eer U, Here, vir U goedheid, vir U getrouheid. Heilige Gees, sal U die naprediker van hierdie woord wees. Salf en seën vandag hierdie woord in ons hart. Here, ek weet dit was 'n lang woord, maar dit was nodig. En ek bid, Here, seën dit op ons harte. Heilige Gees, maak hierdie woord lewend. In Jesus naam bid ek dit vanmôre. Amen en amen.